Goeiemôre. Ek is baie bly julle is almal vanoggend hierso en dit is skoolvakansie. Maar hier is nie Petrus Hotel nie. Waar is dit Johannes? Hy sê dalk mense moet dit aan haar mee agter. So plat. Goed, maar baie welkom aan almal van julle. Ons is baie dankbaar julle is môre saam met ons en nou ja, ons is nou seker so 2 maande wat aan die gang met hierdie gemeente. En dit is nou moeilik hier deur die winter. Ons het eintlik 'n verkeerde tyd begin teen die eksamens en goed, maar nou ja, ons het begin, so ons is môre hier. Die ander gemeente is aan die gang daai kant, so Anton bedien al die dienste vanoggend daar, so sy beurt is sy beurt. Goed, myself pastoor Marius gaan die woord bedien vanoggend. Ek het van Vrydagmiddag af het ek 'n helingsseminar aangebied in Brits. By Anker gemeente is ons, het 'n klomp ouens daar gehad wat ons toegerus het binne berading en dan ook 'n hele helingskonsep wat ons vir baie jare in Deurag SA gebruik het. So, maar baie welkom aan almal van julle, spesiale welkom ook dan vandag hierso aan pastoor Desmond Rose. Ek sien hy's eintlik nou in Amerika, maar hy kom hier van Suid-Afrika af. So ek kan sien die boerebaard is nog daar, né? Maar baie welkom hoor, ons is baie bly jy is vanoggend saam met ons en dan te Helen, dit is Johnson Maan, John die broer, so ek het sy naam vergeet, miskien wat is die naam weer? Welkom. Baie welkom vir julle almal hoor, ons is bly julle is vanoggend saam met ons en dan ag julle almal. Ek is baie bly julle het gekom vanoggend, so ek dink pastoor Marius het hy altyd 'n wonderlike woord en dit gaan lekker wees om dan oor so te luister na dit wat hy vanmôre gaan bring. Ek sou eintlik self gepreek het, maar hier teen 4:30 gistermiddag toe daai lesings afsluit, voel ek hierdie body is nie meer 30 jaar oud. Dis 'n intense opleidingssessie van Vrydag aand af dwarsdeur tot ek dink ons het 9:30 gestop en ek het 8:00 die Saterdagoggend begin tot letterlik 4:45. So dit was 'n redelike rowwe naweek, maar die ouens die Here het regtig gewerk en ek dank die Here daarvoor. So dit het vir Marius hier vroeg of eintlik laat in die week gebel en sê hoor jy sal probeer sien weer. Jy moet maar Sondagoggend tref en ek weet nie my stem gaan raai wees of ek gaan regkom nie, maar baie dankie vir so Marius wat jy ook soos altyd bereid is en jy gaan daarom nou rus vir so 'n week of jy gaan in vakansie, so ons bid ook dat die Here met hulle sal gaan. Voordat julle ons van heel eers net, ek wil net herinner, bestuursraadvergadering is môre aand 19:00 en vanaand gaan ons voort in die opleiding. En ek wil julle tog nooi om vanaand, ons dink dit is 5:30 dat ons begin. Elke aand, ek gaan vanaand waarskynlik so met die kinderkerk bymekaar kom. Ek wil vanaand voortgaan met herbou sy huis. Ons het nou so 'n bietjie dit afgeskep oor die afgelope tyd. Maar daar's elke Sondag aand is lekker. Ons is eintlik vir die afgelope jaar by die 40 mense elke Sondag aand gewees in die disipelskapskool. So daar's 'n ander atmosfeer en dit is dis woord en 'n ou leer 'n klomp dinge wat jy dalk in jou lewe nie op ander plekke gaan hoor nie. En jy gaan dit ook nie so net in 'n gewone diens hoor, nou 'n klomp dinge wat uitkom as 'n roete aan dit. Want disipelskap is altyd gekoppel aan groei. So ons moet vanmôre verstaan dat as jy geestelik wil groei, moet jy op 'n roete gaan. Daar sekere beginsels wat moet werk. En dan die laaste ding voor ek vir jou gaan vra om jou tiendes en offergawes vorentoe te bring. Hier is 3 mandjies, ek gaan praat jy vorentoe kom en dit kom ingooi hierso. Maar nie nou nie, ek wil heel eers vir Tini sê baie geluk op sy verjaarsdag. Nou Tini is so 'n deel van my regterhand ook nie. So hy's gewoonlik as ek hier aankom kom hy aan of is net voor my hier. En hy help met so baie dinge hier. So Tini, ons bid dat die Here vir jou 'n baie geseënde jaar gaan gee. Ek net sien die fenominale groei wat in daai man se lewe plaasgevind het die afgelope jaar of wat dit is. Ek kan dit nie beskryf nie. Partykeer sit ek net daar terwyl ek bid en dan kan ek nie help en net vir die Here huil en sê dankie vir wat hy in sy lewe gedoen het. Hy het so 'n wonderlike getuienis waar hy met 'n kind gedeel het op skool en 'n Bybel gegee het en waar hierdie kind deur geweldige stryd in haar familie gekom het, waar eintlik gespot het oor haar geloof, hoe sy net vasgestaan het en hoe sy by die skool net met 'n eenvoudige evangelisasieproses begin het en hoe dat die Here daai kind gebruik.
En dit is wat ons graag wil hê, en ons is nou eintlik spesifiek op dit. Die volgende paar weke op Sondag aand gaan ek spesifiek met jou praat oor jou getuienis. Ek wil praat oor die manier om mense te bereik. Jy weet, daar's baie sisteme, altyd 1, 2, 3, 4, jy moet so 7 punte ken of 3 punte ken. Ek gaan net met jou praat oor 'n paar basies. Goed wat eintlik 'n deel van jou lewe is wat jy kan gebruik om in jou daaglikse lewe net mense te help. Jy weet, 'n mens moet net met iemand praat. Ek meen, ons het 'n klomp ouens hierdie naweek by 'n ander gemeente gehad en hoe het hulle daar uitgekom? Ek het 'n pastoor gevat en 'n ander pastoor het hom verwys wat by my was voor jare en gesê, hoor hierso, hierdie ouetjie sukkel met berading in die gemeente. Dis 'n jong pastoor en sy vrou. Dus ek hoor jy hoef nie te sukkel nie, kom praat. En ons het hom gevat op ons gestandardiseerde program van Potch Universiteit. En ja, ek het met die seun gesit en die Here het hom omgekeer. En volgende dag toe bel hy my toe sê, hoor jy sal die Brits toe om so 'n helingseminar hier te kom aanbied. Sê as jy dit reël, ek sal kom, ek sal alles saam met julle nodig hê. En hulle my nie eens 'n kans gegee om op te rus. Hulle het my dadelik binne 3 weke te moet nou daar wees. Gister sal dit op mense. Hoekom? Net omdat ek met iemand gepraat. En dit is wat ons moet weet. So moenie vanaand as jy kan mis nie. Ek wil graag hê jy moet hierdie beginsels leer van dit wat jy vir God in die koninkryk kan doen. Almal van ons het 'n verantwoordelikheid in Matteus 28 vers 9 om die wêreld in te gaan. So kom ons staan en dan gaan ons saam bid. Onthou nou vir 10 uur dan gelukkig sê na die tyd hy gaan nie koffie maak, so maak op hom koffie. Amen. Kom ons staan en dan bid ons saam, ons vra die Here dat so sy seën in die diens en dan vat jou geldjies op so in jou hand as jy met 'n pag bid en dan kan jy sommer net na vore toe kom. Dit is maar ons gewoonte aan die Here sê bring jou tiende na die skathuis. En ag julle op jou offergawe. Ek het 'n kleintjie dood. Ek mag nie seker goeie Afrikaans praat nie, want dan beklei my seun met my sê ek is te oudtyds. Maar ek lag so dit baie keer as ons hierdie Afrikaanse ou woorde gebruik, ons kry altyd 'n komment daar op die groep en sê hoor hierso die woord weet nie waar kry jy daai woord. Maar ons ken nie daai woord nie. Maar ek het 'n kleintjie dood en wanneer mense kom en sê hoor ek betaal my tiende. Jy betaal nie jou tiende. Jy return. God gee jou 100% en hy sê just return 10%. So dit is net 'n teruggee aan die Here as 'n bewys dat God is in beheer van jou hele lewe. En as God in beheer van jou beursie kan kom, ek sê alle mense kom twee keer tot beheer. Eerstens sy siel en die tweede keer is sy beursie. Want mense is bang om daai stap te neem in geloof. Ons weet daar sekere beginsels met betrekking tot finansies wat in die Bybel is, wat jy nooit kan ignoreer. En dit begin alles by die vrykoop, dit begin by die tiende van jou inkomste. Daar's baie sieninge rondom die goed. Maar ek het daai goed beproef, fisies beproef in my lewe vir baie jare. Amen. Ek weet dat ek weet. Ja, prys die Here. So mag die Here jou seën vanmôre. So kom ons open net en dan kan jy maar gaan jou geldjies in van een van die mandjies daar, die mandjies. So ook is vol as jy uit jou kan dan koffie en tee koop. Want julle sien ek gee nie besigheidskoffie nie. Ons gee daarom lekker koffie en so. Daar by die ander kerk gee hulle elke Sondagoggend besigheidskoffie. Dit is ek dink Riek koffie of ek weet nie wat se ding is. Maar die goed is so sleg. Ek dink die ouens betaal om dit te drink. Maar dan elke oggend as ek daarmee kantoor kom, as ek daar klaar gepreek het, dan staan daar 'n koffie gereed wat 'n paar en soos jare my sekretaresse by hom kantoor daar neersit. Want sy weet die mense keer my voor en praat en dan gaan ek net pas hier oor die koffie. Ja, dit is nie lekker nie, maar dan moet ek dit nou maar drink. Dis net hier, maar maak vir jou ander koffie daai die kantoor het. Dis nee. Het jy nooit geleer die Here sê hy het 'n hoofpriester geword wat medelee met die mense. En as ek nie hy koffie drink nie, dan het ek nie medelee met die gemeente, maar dit moet drink, so ek moet dit maar drink. So maar drink lekker koffie saam met ons na die tyd, so kom ons koop en ons vra die Here sê, Here baie dankie vir die goedheid en die guns, dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Ag Here, ons kom loof U en ons kom eer U en ons kom aanbid U, want U behoort die koninkryk en die krag en die ewigheid. Dankie Here dat ons het Desmond hulle wat vanoggend hier is. En dankie Here ook vir elke persoon wat die tyd uitgekoop het om in U huis te kan kom. Here, Dawid sê, dis veel beter om letterlik by die ingang van die tempel te staan as hy sê vir een oomblik in die tempel in te kom en in die tempel te gaan staan is 'n leeftyd Here in die wêreld. Amen. Here, dit is
Vader en ons God en ons koning is. Here, seën ook so die finansies wat sal inkom, Here, dit gaan alles dit uitbreiding van die koninkryk. Here, dit is so dat goed het duur geword, die munisipale rekeninge is duur, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, Here, kos maar geld. Maar Here, die koninkryk sorg vir homself, en ek dank U daarvoor en ek loof U en ek eer U, Here. Want U is ons Vader in die hemel, Here, wil bid dat U vir Tini sal seën in hierdie jaar wat voorlê, en dat U met U hand van genade oor hom sal hou, en Here, dat dit wat God in sy lewe sal doen, ook sal realiseer in ander mense se lewens. En ons eer U en ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Voordat julle kom, gooi julle geldjie in en dan gaan ons vir julle lekker saam sing met Morney.